Dag sê aan almal, dis Dinsdag die 27ste van my maand in die jaar 2025. So baie nommers, so baie dinge, so baie dae. Nou ja, ons praat vandag met jou en bietjie later is gewoonlik vanoggend hier in Pretoria het ons manne van die woord, die vir julle wat hier naby bly, julle kan my gerus kontak. Julle sal dit verskriklik geniet. Van 6 tot 7 in die oggende het ons 'n boodskap en as jy daai boodskap wil kry, elke week 'n ander spreker, dis fenomenaal, glo my. Vanoggend ons vir Johan Brimmer gehad en hy het met die manne gepraat. Jy verstaan nie. Nou ja, as jy graag daai boodskap wil kry, moet jy my kontak. Jy het my e-posadres dawie.spies@gmail.com en dan kan ek dit vir jou stuur en jy kan dit ook kry. Ek weet, dit is nie almal van julle maklik om elke Dinsdagoggend hier in Pretoria op Oos te wees nie, maar ons manne kom by mekaar. Maar julle kan die boodskap kry, direk na die boodskap, dan stuur een van ons boetas dit vir jou. Nou ja, ek wil vir jou boodskap gee wat ek op my hart het. En dis hier in Johannes 15. Hier praat Jesus. As hy praat God. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik. Wat beteken dit? Dit maak my Vader bly. Hierdie maak my Vader verskriklik bly. Raai, wat is dit? Dat jy vrug sal dra. Ek wil 'n bietjie vanmôre daar praat, verskoning. Wat 'n vrug dra ek en jy? Vrug beteken, jy kry lekker vrugte. Ek is mal oor vrugte. Ek het vanoggend 'n heerlike peer geëet, sappig. Wow, die ander bære, later sal ek hom bietjie weer daar draai gaan maak. Dis fantasties. Mangoes, liewe Vader, dis hom so lekker. Die Here wil hê dat ons met vrugte wees, sodat ons kan vrug dra. Let wel, ons moet vrug dra. Hierin is my Vader verheerlik. Hierin word my Vader baie bly, as jy vrug dra. Dit beteken dat mense van ons boom af kom eet. Daar's baie bome wat ek nooit van sal af eet nie. Het jy al 'n suurpruim geëet? Die jong mense weet nie wat suurpruime is nie. Hy lyk so mooi, maar as jy hom vat, liewe aarde, jy ril tot in jou brein en dit is soos 'n suurlemoen. Gaan probeer 'n bietjie 'n suurlemoen. Hy's net so erg. Nou ja, dat jy vrug moet dra en dat jy my disippels moet wees. Daai twee goed, dit is wat Vader gelukkig maak. Ons moet vrug dra. Hoe dra mens vrug? Elke dag hou mense hierdie boom dop. En dan kom hulle, as hulle na my toe kom met hulle van hierdie vrug af eet en sê, ek wil van daai persoon af iets hê. Ek wil van hom af iets leer. Ek wil van sy boom wil ek eet. Daar's baie bome wat ek nie van hou om te eet, of sal van hou om te eet nie, want daai mense se vrug is nie lekker nie. Maar daar's baie mense, daar's wonderlike mense daar buite. Wanneer hy staan en hy praat, dan luister ek, dan eet ek van daai vrug. En ek hou daarvan. En van daai vrug, sê hy, Jesus sê, kom drink die water, van daai water wat jy drink, sê nooit weer dors word nie. So moet mense ook die vrug by jou kom eet, dat hulle ook nooit weer sal honger wees nie. Dan sê hy, en dat julle my disippels sal wees. Ons almal. Ja, man, vrou, almal, ons moet sy disippels wees. Wat is 'n disipel? Dis iemand wat gehoor het, is iemand wat gesit het, iemand wat geleer het, iemand wat gevat het, iemand wat raak geleef is. En dan gaan hy uit en dan leef hy ander mense raak. En dan word hy 'n disipelmaker. Dit beteken, jy moet weer disippels maak. Ek het klomp disippels in my lewe gemaak. Mense by kampe, waarvan ek 'n geestelike pa is. En het is wonderlik om te sien, dat van die mense wat kampe hou nou kampe. Hulle gaan al aan. Ek het baie keer by kampe gesê, julle manne wat hier is, as ek nie meer is nie, en julle aangaan nie. Baie interessant. Dis maar hoe ek begin het. Ek was ook by 'n kamp. Daar het ek gesit, oor en oor. Ek kon mense se sinne voltooi. Ek het disipel van wonderlike manne gehad. Miskien moet ek hulle noem. Iemand soos Francois Venter, iemand soos James Twine, Darry de Wet, Dok Jan Botha. Luister, daai was manne. Gary Kieswetter, manne wat groot inspraak in my lewe gehad het. En ek is seker daarvan, baie keer as ek met jou praat, dan kom maar iets van elkeen van hulle deur. Wonderlik, ek het die beste van hulle gevat. En ek het dit begin toepas in my lewe. Hoekom? Daar kan net een soos ek wees. Jy kan nie soos ek wees nie. Ek het 'n spesifieke flavor. Ek het 'n spesifieke geur. Ek het 'n spesifieke vrug. Nie almal hou van pere, nie almal hou van perskes, nie almal hou van suurlemoene nie. So daar's iets wat jy daar buite
in 'n wêreld kan bied. Ek wil dit vanmôre vir sê, gaan dra vrug daar buite, in 'n wêreld wat so honger het, wat so dors het na die waarheid en na die woord. Gaan leef iemand raak, gaan word dit wat God vir jou besluit het om te wees. Ons almal kan nie stadions vol preek nie. Ons almal kan nie soos die beste sanger sing nie. Maar ons kan iets doen. Daar's iets binne in jou wat God wil ontwikkel. Gewoonlik begin dit om by die woord uit te kom. Baie belangrik. Kom eers in die woord in, dat hierdie woord in jou inkom. Ek dink is Esegiel wat sê, maak jou mond wyd oop en eet die woord. Dat die woord deel van jou word. Nou, julle ken die brandewyn storie. Brandewyn vat, dan vat die brandewyn jou. As jy die woord vat, dan vat die woord jou. Nou ja, daar het ek jou iets geleer. Hierin word my Vader verheerlik, dat julle vrug sal dra, en dat julle my disippels sal wees. Mag dit so wees in jou lewe. Mag jy nie net 'n hoorder word nie, maar mag jy 'n disipel word, dat wanneer iemand jou sien, dat hulle by jou boom sal sit, en kom eet, en kom eet, en kom eet. Wysheid, insig, vrede, liefde, al die wonderlike gawes, wat die Here daar gee, die vrug van die Gees, selfbeheersing, goedheid, dit is wonderlik, die selfbeheersing. Nou ja, kom ons bid. Dankie Here vir 'n splinternuwe dag. Dankie dat U dit vir ons geskenk het. Dankie dat ons lewe. Dankie dat ons vandag weer 'n kans kry om te leer dat ons die vrug moet dra wat U wil hê ons moet dra. Help ons Here dat ons lankmoedig sal wees en geduldig sal wees en selfbeheersing sal hê. Dat ons die vrug van die Gees soos Galasiërs vir ons leer sal hê. Dankie Here. Help ons Here. Ons loof en prys U naam. Amen. Daar het jy dit. Mag jy 'n wonderlike, fantastiese, geseënde dag hê. Weet dat Jesus jou baie lief het. En ek verklaar oor jou vandag, met alles wat ek het, jou beste is nog steeds op pad. Totsiens, tot 'n volgende keer.